Vriende, goeiemôre. Dit is maandag die 15de Desember 2025. Ek het beloof om vir u ietsie aan mekaar te sit vandag vir gebruik môre, sodat u saam kan geloftefees vier sommer daar by u huis, sodat ons nou nie nodig het om vir die gelofte diens nog weer by mekaar te kom nie. Ek is nogal jammer dat geloftefees in my jong dae en kinderdae eintlik in 'n politieke debat ontaard het en soort van 'n baie negatiewe atmosfeer rondom die hele gedagte van die gelofte geskep het. En ek het gedink dat ek miskien vir u so 'n bietjie rondom die hele gedagte van geloftes wil voorlig, sommer net vir u ietsie gee waarmee u kan werk as u self ook nadink oor geloftes. En een van die bekende gedeelte in die Bybel waarin daar 'n gelofte gemaak word, vind ons in Rigters 11. En dit gaan daar oor die rigter Jefta. En die rigter Jefta het 'n bepaalde manier van omgaan met God in hierdie gedeelte wat nogal belangrik is, veral ook as 'n mens oor die gevolge daarvan dink. En omdat ek self ook 'n bepaalde standpunt het rondom die gevolge van die gelofte van 1838 by Bloedrivier, dink ek vind 'n mens in die Bybel ook dikwels dinge wat jou eie standpunt ondersteun. En Rigters 11 is een van daardie dele in die Afrikaanse Bybel wat vir ons die storie vertel van 'n gelofte wat nie nodig was nie. Ek wil nie daarmee sê dat die gelofte van 1838 nie nodig was nie. Ek persoonlik het die standpunt dat die oorwinning in elk geval sou wees of daar nou net 'n gebed of 'n gelofte daaraan gekoppel is, omdat God 'n bepaalde bedoeling gehad het met ons blankes aan die suidpunt van Afrika. Maar ons gaan nou eers kyk wat sê die Bybel daaroor en dan gaan ons daarvandaan verder gaan. Ek gaan, as ek bid, vir die Here vra dat hy regtig vir ons baie duidelike leiding sal gee, vir my baie duidelike leiding sal gee, dat ek nie vanmôre, net omdat ek 'n teksgedeelte het wat my persoonlike standpunt oor die gelofte ondersteun, dat ek nie vir u goed leer wat hy nie wil hê geleer moet word nie. So kom ons buig ons hoofde en dan bid ons saam en ons vra vir die Here om vir ons te help om iets van die hele gedagte van 'n gelofte en geloftefees ook reg te verstaan. Here, ons buig voor u in aanbidding neer, want ons weet u is die God van die lewe en die aarde en die hemel. Ons weet u is ook die God van die lewe en die dood. En ons weet dat u die God is wat in alle opsigte oor alle omstandighede in ons lewens beskik, op so 'n wyse dat ons partymal net verwonderd kan staan oor daardie beskikking. Baie dankie ook vir dit wat ons Here Jesus vir ons kom leer het rondom die hele gedagte van beloftes en geloftes, en dat ons ook van daaruit vanmôre ons hele gedagtes rondom geloftefees kan benader. Seën vir ons in die samesyn, en Here, ek pleit by u dat u vir ons reg sal lei oor die gedagtes wat daar uit hierdie gedeelte na vore moet kom, sodat ons kan sê wat regtig is wat in u hart is, sodat u dit ook vir ons kan leer om dit so te doen. Dankie dat u ook vir ons van geloftes opgeteken het in die Bybel, sodat ons ook dit kan gebruik om ons eie idees daar rondomheen te vorm. Sal u asseblief vir ons nou seën in ons samesyn en die herdenking van die woord. In Jesus naam. Amen. Ons hou ons vanmôre besig met Rigters 11 en ons gaan lees van vers 29 tot by vers 36. So ek lees vir julle: die gees van die Here het oor Jefta gekom en hy het deur Gilead en Manasse getrek. Hy het na Mispa in Gilead opgetrek en van Mispa in Gilead het hy oorgetrek na die Ammoniete. Jefta het toe 'n gelofte aan die Here afgelê. Hy het gesê: as u werklik die Ammoniete in my hand gee, dan sal die een wat uitkom, wat by die deur van my huis kom om my te ontmoet wanneer ek behoue van die Ammoniete af terugkeer, aan die Here behoort.
ek sal hom as brandoffer offer. Jefta het oorgetrek na die Ammoniete om teen hulle oorlog te voer en die Here het hulle in sy hand gegee. Hy het hulle verslaan, hulle 'n baie groot nederlaag toegedien van Aroer af tot by Minit, 20 dorpe, ja tot by Abel Keramim, en die Ammoniete moes die knie buig voor die Israeliete. Toe Jefta in Mispa by sy huis aankom, kyk, toe was dit sy dogter wat met tamboeryne en kringdanse uitkom om hom te ontmoet. Sy was die enigste kind. Hy het nie ander seun of dogter gehad nie. Toe die oomblik toe hy haar sien, skeer hy sy klere en sê, ag my dogter, ek is heeltemal verpletter oor jou, dat jy nou een van hulle moes weet wat my in ellende dompel. Ek het met my mond 'n gelofte aan die Here afgelê en ek kan dit nie terugtrek nie. Sy het hom geantwoord, pa, jy het met jou mond 'n gelofte aan die Here afgelê, maak dan met my soos wat jy gesê het, nadat die Here vir jou geleentheid vir wraak op jou vyande op die Ammoniete gegee het. Dit is ons skriflesing vanmôre, mag hy sy woord aan ons harte bevestig. Geliefdes, daar gebeur in hierdie gedeelte 4 dinge, wat ek dink vir ons verstaan van geloftes baie belangrik is. Daar is nie vreeslik baie tekste in die Bybel wat oor geloftes handel nie. So hierdie is nou nogal een van die mooier gedigtes, mooier tekste oor geloftes, en ons leer baie interessante dinge oor hierdie gelofte wat Jefta voor God gemaak het om die oorwinning oor die Ammoniete te verseker. Nou die titel wat ek vanmôre, of die tema wat ek vanmôre aan hierdie gedeelte gekoppel het in die voorbereiding hiervoor, sê wanneer geloof onderhandeling word. Wanneer geloof onderhandeling word. Nou rondom die tema moet 'n mens maar altyd bewus wees daarvan dat ons almal verskriklik geneig is om eerder te onderhandel as wat ons net aanvaar. En ek dink dis ook wat hier gebeur. Dit is nie net 'n kwessie van Jefta staan hier stok alleen en hy gaan nou maar net hierdie onderhandeling met God aangaan, dat as God vir hom die oorwinning gee, dan sal hy weer op sy eie, wanneer hy terugkom, op 'n ander manier presteer nie. Want dis wat ons doen, wanneer ons met God in onderhandeling gaan. Here, as U sal ons, is die woorde wat ons gewoonlik gebruik, of as U sal ek, is die woorde wat ons gewoonlik gebruik as ons nou onderhandel met God oor iets. Nou, as 'n mens nou na die gedeelte loop kyk, dan is dit nogal opvallend dat daar 'n belangrike moment in hierdie teks is waarin daar staan dat die gees van die Here op Jefta gerus het. Nou, daar's 'n baie belangrike agtergrond aan hierdie gees van die Here wat op Jefta rus. Hoofstuk 10 se laaste perikoop handel oor Israel se wegbreek van God af. En dit is nogal baie interessant as 'n mens daardie gedeelte ook gaan lees, en jy kan dit gerus by die huis lees, want dit maak die verhaal van Jefta in werklikheid oop. Dat Israel het begin om weer met die afgode van al die mense wat rondom hulle gebly het te heel. Hulle het begin om die afgode te dien en te aanbid, en hulle het weggedraai van die ware God, die lewende God, wat hulle uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Hulle het dus in plaas van, soos om die 10 gebooie uit te leef, jy mag naas my geen ander God hê nie, het hulle weer naas God ander gode gestel. En dit noem ons afgodery. En dit is in God se oë 'n baie, baie ernstige sonde. Dit is 'n baie ernstige oortreding om met afgodery besig te wees. As 'n mens in Romeine gaan lees, dan kom 'n mens baie gou agter dat vanweë die heidense volke in Romeine se afgodery, het God aan hulle onttrek en hulle aan hulle self oorgelaat. En dit is ook wat hier gebeur. God onttrek in 'n sekere sin van die volk en laat hulle aan hulle self oor. En dan wanneer die volk bedreig word, wanneer die Ammoniete hulle wil binneval, dan kom hierdie volk skielik agter, maar o genade, ons het nie 'n God waarop ons kan reken as ons nou in hierdie stryd met die Ammoniete onsself bevind nie, en dan wil hulle baie vinnig terughardloop na God toe. Nou, dit is ook nie 'n vreemde ding
vir ons nie. Ons weet, dis eintlik maar hoe die wêreld rondom ons lyk, dis eintlik maar hoe die kerk lyk. Ons verword en ons vergaan en ons gaan nie meer kerk toe nie, ons woon nie meer die eredienste by nie, ons gee nie meer dankoffers nie, ons is eenvoudig net nie meer betrokke by die gemeente nie, tot die moeilikheid kom. En dan, wanneer die moeilikheid kom, dan wil ons skielik terughardloop. En nou is dit interessant wat hier gebeur, as die volk nou wil terugkom na God toe, dan sê God vir hulle, julle het nou al hierdie ander gode aanbid, gaan soek nou julle hulp by hulle, toe kom, hardloop, gaan soek jou hulp by hulle, ek gaan nie vir julle help nie. En dan besef die volk hulle fout, hulle bely in die eerste plek hulle sonde, hulle sê, Here, ons het teen u gesondig, ons het, sê hulle, allerhande ander afgode, ander gode aanbid, maar ons het nie vir u aanbid nie, ons wil graag terugkom na u toe, en as hulle net so met hierdie belydenis na God toe kom, dan stop God hulle, dan sê vir hulle, ek val nie vir hierdie grappie van julle nie, gaan soek hulp by julle gode, gaan vra vir hulle om julle te help, die gode. En dan wanneer die Israeliete besef, o genade, God gaan nie net hierdie belydenis ontvang nie, hy gaan van ons meer vra, dan gaan hulle, en hulle gaan vernietig al die altare van die afgode, en vernietig die afgodsbeelde, en hulle kom dan met restituisie regtig terug na die Here toe. En ek dink dis 'n baie belangrike deel van waarom God dan nou vir Jefta roep en sy gees op Jefta laat kom. Want die volk, toe hulle probeer het om net met 'n belydenis terug te kom en nie die restituisie ook te doen nie, het van God 'n negatiewe antwoord gekry. Gaan soek julle hulp by julle gode. En wanneer hulle die gode vernietig en hulle dan terugkom, dan sê God, ek sal julle help. Dan word Jefta geroep en ons begin, die hele eerste 28 verse handel oor hierdie roeping van Jefta, 'n verworpeling wat nie in sy eie gesin gesien mag word nie, die seun van 'n prostituut by die pa Gilead. Maar dan word hy geroep en dan sê die teks, die gees van God het op Jefta gerus. En hiervandaan vorentoe moes dit eintlik so gewerk het, dat Jefta eenvoudig in die land van die Ammoniete of na die Ammoniete te getrek het en hulle gaan oorwin het. Want dit was reeds God se bedoeling, dis reeds aan die einde hier in vers 16 rond, is dit al reeds van hoofstuk 10, is dit al reeds geopenbaar. Dis God se bedoeling dat die Ammoniete verslaan sal word. Maar dan doen Jefta baie vreemde dinge. Dit is nou waar die hele gedagte van 'n gelofte inkom. En vriende, ek wil dit waag om te sê, die meeste geloftes wat mense aan God maak, is onbedagte beloftes wat ons aan God rig. Ons dink nie mooi daaroor nie. Ons werk dit nie mooi deur nie. Ek dink byvoorbeeld sommer net aan ons lidmaatsbeloftes. Ons noem dit nou 'n lidmaatsbelofte, want dit word ons nou in 'n gemeente gemaak, aan 'n gemeente, maar dis terselfdertyd ook 'n gelofte, want dit is 'n belofte wat ons aan God maak, en 'n belofte wat ons aan God maak, is 'n gelofte. En die uitleef van daardie gelofte in ons daaglikse lewe. Ek dink ons is baie bevoorreg hier in die Mook, dat ons by verre die meeste van ons ingeskrewe lidmate lewe regtig hulle lidmaatsbelofte in die gemeente uit. Daar is 'n klompie mense wat die lidmaatsbelofte hier wil in stand hou, maar op 'n ander plek hulle geloof wil uitlewe, en ek wonder net altyd wat God daarvan dink. Ek gaan dit nie beoordeel nie, ek wil dit nie beoordeel nie, maar ek wonder so van tyd tot tyd net, wat dink God daarvan? Dat 'n mens baie hard vir hom kan werk, terwyl daar 'n verbreekte gelofte in die agtergrond sit, want onthou, 'n belofte aan God is 'n gelofte, dat daar 'n verbreekte gelofte aan God sit. Nou kom ons luister nou 'n bietjie na, of ons ontdek 'n bietjie
wat Jefta hier doen wanneer hy hierdie gelofte aan God maak. Die eerste ding is, hy maak dit maak sy handelinge 'n voorwaarde. So hy is besig om te onderhandel met God, en dit is nou waar die idee, die tema met God, wanneer geloof onderhandeling word. Hy is besig om te onderhandel. Here, as u nou maar net hierdie Ammoniete vandag in my hand oorgee. Dis hoe hierdie voorwaardesin van hom lei. En dan lees 'n mens daarin onmiddellik 'n geweldige mengsel van geloof en onsekerheid. Ek het vanmôre weer 'n stukkie gelees van een van hierdie anti-Kersfees propagandiste, en alhoewel ek baie selde daarop reageer, het ek vanmôre reageer en vir hulle gesê, julle anti-Kersfees propagandiste is eintlik verskriklik onseker van julle saak. Daarom moet julle die hele wêreld oorvloei met 'n klomp inligting wat nie toepaslik is nie. En ek het gistermôre toe ons in die erediens was, het ek vir julle gesê, ons is nie met Jesus verjaarsdag besig nie. Ons is met die advent van God, die inkom van God in die wêreld besig. So ons vier nie Jesus verjaarsdag nie. Wat is die doel daarvan? Hy is 2000 jaar terug al oorlede. Hy het wel opgestaan uit die dood en hy lewe weer en hy lewe in die hemel. Wat is die sin dan van om sy verjaarsdag te vier? Dis dom, dis stupid. Ons vier nie Jesus se verjaarsdag nie. Ons vier die inkom van God in ons geskiedenis in, waarin ons hele reddingsplan, sy ontwikkelings vind as die God mens wat na die wêreld toe kom om ons te kom verlos. So Jefta kon doodgewoon net op grond van dit wat God reeds gesê het, naamlik dat hy nou weer aan die kant van die Israeliete is wanneer daar nou met Ammon en die Ammoniete gehandel word. Hy kon dit net doodgewoon in geloof aanvaar. So hierdie hele besigheid van Jefta is 'n mengsel van geloof en onsekerheid. 'n Mengsel van God kan die oorwinning gee en ons moet baie bewus wees daarvan dat ons ook baie dikwels met God so omgaan. God kan doen wat ons van hom vra. Hy is in staat daartoe om te doen wat ons van hom vra. Want God kan alles met die uitsondering van een ding, hy kan nie ophou God wees nie. Maar gaan hy? Dis die vraag wat ons dan nou baie dikwels vra. En dis waar hierdie mengsel van geloof en onsekerheid ter sprake kom. God kan reën gee, maar gaan hy reën gee? Dis God kan gesond maak, maar gaan hy gesond maak? Daai goed gee baie dikwels, daai mengsel van geloof en onsekerheid gee baie dikwels aanleiding daartoe dat ons met God probeer onderhandel in 'n poging om sy guns te bewerk. Nou as 'n mens nou hierdie gedeelte gelees het, dan is sommer dadelik agtergekom, dit was nie vir Jefta nodig om God se guns te gaan soek nie. Hy het reeds God se guns gehad. Die gees van die Here rus reeds op hom. Die Here self het al reeds gesê dat hy nou weer die volk uit hulle benouenis, uit hulle verknegting, hulle verknorsing sal red. So daar's nie 'n vraag daaroor nie. Jefta het net nodig gehad om te glo. En as hy geglo het om te gaan, soos Abraham, uit Ur van die Galdeërs wegtrek na 'n bestemming wat hy nie weet wat dit is nie. So Jefta was verkeerd. Dan moet nie eers by jou vraag daaroor wees nie. Jefta was verkeerd. Die vraag wat ons vir onsself moet vra is, was ons voorouers, die voortrekkers van Bloedrivier 1838, was hulle reg toe hulle aan God 'n gelofte gemaak het wat nageslagte verbind het, sonder dat hulle geweet het hoe daardie nageslag daarmee gaan werk. Maar jy sien, die gelofte by Bloedrivier in 1838 het basies daaroor gehandel dat as God vir hulle die oorwinning gee, dan sal hulle vir hom 'n huis oprig, daar op daardie plek. En dit het baie jare gevat voordat daardie gelofte begin nakom is en daar 'n monument en 'n erediensplek opgerig is. Baie jare gevat. En twee, hulle sal die dag waarop daardie oorwinning dan vir hulle gegee is, en dit was dan nou die 16de Desember, sal hulle as 'n Sabbat huldig. Geen probleem daarmee nie, ek is baie gemaklik daarmee, 'n mens kan dit doen,
maar ons sal dit vir ons geslagte na ons ook leer, sodat hulle dieselfde kan doen, en daar het jy nie beheer oor nie. En dit is wat Jefta hier doen. Hy onderhandel met God, en hy sit in die spel van hierdie onderhandeling, iets waaroor hy nie beheer het nie. En ons het agtergekom uit die teks, dat dit vir hom baie groot verdriet veroorsaak, en vir sy dogter verskriklike gevolge het. Want jy sien, op die einde van die dag as 'n mens hierdie gedeelte lees, dan kom jy vinnig agter dat God die oorwinning gee. As jy hoofstuk 12 hier gaan bylees, hoe dat die ander Israeliete nie opgeroep is om deel te neem aan hierdie oorlog teen Ammon nie, maar Gilead alleen maar besig was daarmee, dan kom 'n mens baie vinnig agter dat Jefta en sy ou spannetjie manne rondom hulle, sy ou spannetjie soldate rondom hulle, kon nie hierdie mense op hulle eie oorwin nie. God het die oorwinning behaal, God het die oorwinning gegee, en so is daar honderde verhale in die Bybel van God wat oorwinning gee. Nie net oor bose of oor magte, ander volke se magte in die Ou Testament nie, maar veral ook oor die bose magte. God gee die oorwinning. Ek hoef nie met hom te onderhandel oor die oorwinning nie. Hy gee dit klaar vir my. Al wat hy van my vra is, ontvang dit. Ek het dit vir jou toegesê, ek gee dit vir jou, ontvang dit net. En dan gaan jy daarmee aan op die pad vorentoe. So God gee nie die oorwinning op grond van Jefta se gelofte nie. En ek het so 'n idee wat nou al baie jare in my hart rondhardloop. Ek het op 'n stadium opgehou om geloftefeeste te gaan in my jong dae, omdat die erediens is so soort van as 'n bysaak vinnig afgehandel, sodat daar 'n politieke toespraak kan wees van die een of ander groot kop. Ek sit dit in aanhalingstekens, want ek dink nie hulle koppe was regtig so groot nie. Maar ek het op 'n dag, terwyl ons op vakansie in Desember was, by 'n strand of by 'n vakansieoord, het ons as gesin 'n geloftedag bygewoon. En ek het vir my vrou gesê, nooit weer nie. Nooit weer sal ek gaan na 'n plek waar ons die Here God beloof het om die Here God op daardie dag te aanbid, en dan gaan dit eintlik maar oor die land se politiek nie. Ek het eenvoudig net gesê, daarvoor sien ek nie kansie, dis nie hoe dit is nie. So hierdie oorwinning wat Jefta behaal, is nie 'n bevestiging van sy gelofte nie, dis 'n bevestiging van God se trou. En ek het so 'n idee, dit sou ook in 1838 so uitgeloop het, gelofte of nie gelofte nie. Want God het reeds besluit om blanke mense aan die suidpunt van Afrika te laat, om hier die Christendom te kom vestig, om hier sy koninkryk te kom bou. Dat ons dit nie gedoen het nie, is nie God se skuld nie. Ons het eenvoudig net nie ons opdrag uitgevoer nie. Alhoewel ek dink ons het baie beter gedoen het, as wat ons baie dikwels dink ons het dit gedoen. Nou, hierdie onbedagte gelofte van Jefta het 'n oorweldigende klomp onbedoelde gevolge gehad. En ek dink die 1838 belofte het ook dit reg gekry. 'n Geweldige klomp onbedoelde gevolge. As jy nou na Jefta se gelofte gaan kyk, dan is die heel eerste onbedoelde gevolg dat hy sy eie kind verkoop het. Hy sy enigste kind wat die Here in hierdie lewe vir hom gegee het hy oorgelewer om geoffer te word. Nee, God het nie vir hom die opdrag gegee om dit te doen nie. God het vir hom niks gesê oor hoe hy met die oorwinning moet omgaan nie. Hy moes net in die geloof gegaan het, want die gees van die Here het op hom gerus. Maar die onbedoelde gevolg daarvan is dat sy eie kind, 'n onskuldige mens, die gevolge moet dra en doodgemaak moet word en geoffer moet word. Vriende, baie dikwels skuil die grootste menslike seerkry in die geestelike taal wat ons praat. Ek luister weer altyd net na die goed wat mense te sê het oor verskillende kerke en verskillende instansies en verskillende denominasies.
En al wat ek besef wanneer ek daarmee te doen kry is net, ons is so gerig daarop om mekaar oneindiglik seer te maak, dat ons nie regtig die werklike impak van ons woorde besef nie. Dis wat in gelofte lê. Daar's nie baie geloftes in die Bybel nie. Jesus, wanneer hy daaroor praat, dan sê hy, laat jou ja wees en jou nee, jou nee. Moenie God inroep as 'n soort van aanhangsel wat vir jou gesag gee om ja of nee te sê nie. Los hom waar hy is, laat jou ja wees en jou nee, want jy is alreeds 'n gevestigde karakter in God se koninkryk as jy 'n gelowige in Jesus Christus is. Dis hoe die Here self daaroor dink. Moes die voortrekkers 'n gelofte aflê? Ek weet nie. Ek het nie 'n idee nie. Sou dit anders uitgewerk het as hulle nie 'n gelofte afgelê het nie? Ek twyfel. Ek dink God is so getrou dat hy alreeds die opdrag wat hy aan die blanke mense aan die suidpunt van Afrika in die 17de, 18de en 19de eeu gegee het, dat hy alreeds daardie opdrag ook sou kom bevestig in die oorwinning van Bloedrivier. As ons dit gedoen het, en ons word rustig daaroor, dat die Here in beheer is van ons lewens, dan vier ons Versoeningsdag. Dat is vir my 'n baie sinvolle gedagte daarin, dat ons eerder met mekaar versoen, as wat ons in oorwinning vier. Dan vier ons eerder die versoening as die oorwinning. Mag die Here jou daarin help om Jesus ontwil. Amen.